ons kyk wat het 'n paar ouens gesê oor hoop. Ek preek vanmôre oor 'n hoopvolle lewe. Lewe 'n lewe van hoop. Is jy hoopvol? Het jy hoop verloor? Billy Graham het gesê, God's mercy and grace give me hope for myself and for our world. God se genade gee my hoop vir myself en vir die wêreld waarin ons lewe. Martin Luther het gesê, everything that is done in the world is done by hope. Iemand het gehoop en iets gedoen. Nou wat is die verskil tussen hoop en geloof? Ons gaan vanmôre lees uit Romeine 4, Shamaine gaan dit vir op die bord sit. En jy gaan sien ons teksgedeelte praat van hoop en van geloof. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. Ons sal dan nou verder gaan. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en hy het geglo. Ek wil net hê jy moet iets sien, dit is 'n Bybelse hoop, dit is nie om te wens nie. Hy het nie gewens nie. Hy het gehoop. Toe ek 'n kind was, het ek baie keer vir my pa gesê, ek wens ek kan 'n nuwe fiets kry, ek wens ek kan 'n ander game kry. Daai tye was ons games sulke klein goedjies, wat jy jou skoolbaadjie se sak gedra het. Ek wens, dat hy vir my gesê, wens in die een hand en spoeg in die ander hand. Dan kyk jy watter hand het die meeste. Nie wens nie. Ek kan hoopvol wees. Ons kan sê dat geloof, ons praat oor wat is die verskil tussen hoop en geloof. Ons kan sê dat geloof is die fondasie en hoop is die verwagting. Ek kan hoopvol wees omdat ek geloof het. The relationship, luister, between the two terms highlight how they work. Faith is the foundation. Faith is the present tense. Conviction that God is who He says He is and that His word is true. It looks at the person and power of God acting as the proof of assurance of things not seen. Hope is the expectation. Hope is the future-orientated desire and confident expectation of the outcome. Geloof is in die teenwoordige. Ek glo. Hoop praat van 'n toekoms. Kom ek illustreer dit vir jou op 'n manier wat ek baie makliker verstaan. Het ek praat van myself. Het ek enige hoop dat Suid-Afrika weer ten volle sal herstel en weer die funksionele land sal wees wat dit was, en die strate is skoon en die gras is gesny en die papiere is opgetel? Nee, ek het geen hoop dat dit sal gebeur nie. Maar omdat ek in God glo, omdat ek in sy karakter glo, omdat ek in sy liefde, sy genade, sy goedheid, sy versorging glo, het ek hoop dat dit met my goed sal gaan binne in die gemors. Desmond Tutu, ek was nie 'n groot fan van hom nie, terloops, maar Desmond Tutu het gesê, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Waarvoor hoop jy vanmôre? Het jy hoop verloor? As jou geloof in Jesus Christus gewortel is, as dit gebou is, en die volledige werk wat hy vir jou gedoen het, het ek vir jou vanmôre goeie nuus. Jy mag maar hoop. Jy mag 'n hoopvolle lewe lewe. Kom ons kyk na 3 alledaagse voorbeelde om dit prakties te maak. As ek dokter toe gaan en die dokter skryf vir my 'n voorskrif en verseker my dat die medikasie sal help met die gesondheid, is dit maklik om te glo God sal my genees. Of as ek finansiëel swaar kry, maar ek weet die sentare lyk goed. Ons het geboor en geblaas. Die verkoop is goed, die kommissie lê in wag. Die invoice is uit. Daar's hoop. Of ek verjaar en ek gaan 'n bonus kry by die myn of die bank, dan is dit maklik om hoopvol te wees.
As ek 'n probleme in my huwelik ervaar, maar ons sien gereeld vir pastoor Kobus, 1 keer 'n week is ons by hom, en ons praat met hom, en ons begin positiewe veranderinge sien, en dinge is besig om te verbeter, dan is dit maklik om 'n hoopvolle lewe te lewe. Maar aan die ander kant, wanneer ek nie 'n antwoord kan sien nie, is dit glad nie maklik om hoopvol te lewe nie. As ek die dokter gaan sien, hulle doen allerlei toetse, hulle stuur die goed weg, en hulle kan nie uitvind wat met my aangaan nie. Of hy sê, nee wat, jy gaan moet leer om saam te leef met daardie doring in jou vlees. Jy gaan moet saamleef met die toestand, of die pyn, of die kondisie. En dan is dit nie so maklik om hoopvol te wees nie. God, my nie gaan genees nie. As my bankrekening oortrokke is werkloos, is dit moeilik om te glo dat God in al my behoeftes gaan voorsien. As my eggenoot besluit, nou wys ek waai, ek is klaar met hierdie ou, ek is net nie meer lus vir sy streke nie, hy wil nie meer getroud wees nie, hy is nie bereid om vir pastoor Kobus of Belinda te gaan sien nie, is dit baie moeilik om hoop vir die toekoms te hê. Moontlik het jy vanmôre 'n hopelose situasie in jou lewe. Dalk voel jy vanmôre hooploos. Nie hopeloos nie. Hooploos. Dalk voel jy hooploos vanmôre. Jy kyk om jou en jy sien, okay, ek voel vandag okay, maar vir die volgende 14 dae voel jy nie okay nie. En jy's gefrustreerd en jy's kwaad en jy's hooploos. Kom ons lees Romeine 4, vers 18 tot 22, jy kan op die bord volg as jy wil. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek. En ons lees net tot daar. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop. Abraham is 'n voorbeeld van 'n man met 'n standvastige geloof in God. As jy daar in die Hebreërsboek gaan kyk na die lys van geloofshelde, dan vind jy Abraham se naam daar. Hy het aanhou hoop. The Message parafraseer vers 18 so. Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. Ons as mense het met die jare dan so vol van onsself geraak. Ons sê graag, die Here sê ek is tot alles in staat. Ons sou hierdie vers geparafraseer het, on the basis of what he saw he couldn't do, but on the basis what God said Abraham would do. Dis nie waar nie. Ons glo op die basis van wat God kan doen. Die basis van wat God kan doen. Dit kon nie vir Abraham maklik wees om hoopvol te bly nie. Hoekom sê ek so? Sy naam was eers Abram, A-B-R-A-M, Abram. Dit beteken verhewe of verhoogde vader. Okay, 86 jaar lank. 86 jaar, elke keer as sy hom aan iemand voorstel, hallo, ek is Abraham, en dan sê die ander persoon, bly te ken Abraham, dis 'n baie mooi naam, verhoogde vader. Hoeveel kinders het jy, Abraham? Oeps. Nee, ek het nie een nie. Okay. Toe op 86 verwek hy 'n kind by Hagar, wat hy nie moes doen nie, Sara se slavin. En volgende 14 jaar, hallo, ek is Abraham, aangename kennis Abraham, dis 'n baie mooi naam. Hoeveel kinders het jy? Jy's 'n verhewe vader. Nee, ek het net een. En toe word hy 99 jaar oud. 14 jaar later. En God beloof hom dat hy nog 'n seun sal hê. Die seun wat God se belofte aan hom gaan waarmaak. En God verander sy naam.
Hy maak hom nou Abraham. Nie meer Abraham nie. Hy's nou Abraham. Dit beteken 'n vader van menigte. Nou wonder ek hoe dit vir hom gewerk. Hallo, ek is Abraham. Bly te ken Abraham. Dis 'n mooi naam wat jy het. Vader van vele. Jy het seker baie kinders. Ek het net een seun, maar ek weet eintlik waar hy is. Die laaste keer wat ek hom gesien het, ek hom en sy ma op 'n Uber gesit in die woestyn in. So ek Vers 19, al was hy so wat 100 jaar, en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Terloops, net gou daai woordjies, dat sy liggaam reeds gedaan was, kom van die Griekse, nekro af, wat beteken dood. Dit sê vir jou als. Dat Sara te oud was om kinders te hê, dit is vertaling van nekrosis, wat beteken dood. In 'n sin was hulle dood. In 'n sekere sin was hulle liggame dood, maar Abraham se geloof was nie dood nie. Hy het nog hoop gehad, want hy het geweet wie God is. Sê amen. OK, is beter. Ek gaan nou vanmôre aan jou so 'n paar punte voorhou, hoe om Bybelse hoop te ontwikkel. Hoe om Bybelse hoop te lewe. Hoe om Bybelse hoop deel van jou lewe te maak. En die eerste punt is, raadpleeg God se woord. Aan die einde van vers 18 lees ons die volgende. So sal jou nageslag wees. Abraham se hoop was gegrond op beloftes van God. Hy het nie gewens nie, hy het gehoop, want hy het 'n belofte gehad van God. Abraham het geweet wat Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Ja, God is nie 'n man dat hy sou lieg nie. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Ja, God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Abraham het die bril van God se woord na sy omstandighede gekyk. God het 'n belofte aan hom gemaak, en Abraham maak die belofte van God, die woord van God, die fondasie van sy hoop. Ek het vir ons almal vanmôre baie goeie raad. Wanneer ek deur 'n situasie gaan wat hopeloos lyk, is die heel eerste ding wat ek moet doen om na die Bybel te gaan en na te dink oor die beloftes van God. En ek wil sê, oor die karakter van die God waarin ek glo. Kom ons kyk weer na ons voorbeelde. Kom ons sê ek het gesondheidsprobleme. Watter beloftes van God kan toepassing wees? Psalm 103. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankheid genees. Ons kan kyk na Romeine 8, vers 28. God sê hy sal alles ten goeie laat meewerk. Alles gaan in my guns werk. Gesondheidsprobleme, die tyd waardeur ek gaan, die siekte tyd waardeur ek gaan, kan God gebruik om my iets van hom te leer. Kan God gebruik om die mense om my iets van hom te leer. Kan God gebruik om my karakter te vorm. Wat as ek finansiële probleme ervaar? Watter beloftes uit God se woord kan van toepassing wees? In Matteus 6 sê Jesus, as ons die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, dan sal God voorsien in alles wat ons nodig het. Dis 'n belofte. Filippense 4 vers 19, vind ons dat God in elke behoefte van my sal vervul. Stap 1, raadpleeg God se woord. Die Bybel is geloofwekkend. Die Bybel bevestig in jou die onfeilbare karakter van God. Luister, ek kan dit met oortuiging sê, as jy nie Bybel lees nie, gaan jou geloof veragter.
Jy moet die Bybel lees om hoop te hê. Hoor die ouens, as dit te warm word, sit af van daai goed, hoor. Ek is hoopvol dat iemand die heater sal afsit. Jy moet die Bybel lees om hoop te hê. Maar nee, ons lees Facebook. Nee, ons lees Facebook. Weet jy wat is Facebook? Is 'n hoopdief. Dis wat dit is. Nee, ons lees eerder 'n bietjie Facebook. Nee, ons lees eerder News24, die ander hoopdief. Dankie Stoffel. Getuie K in die woesie-moesie, cat, whatever, se saak is gearresteer. Wat moet ek daan doen? Hulle weet nie eens wie's getuie K nie. Hoe moet ek weet? Die straat van Hormuz is weer gesluit. Wat moet ek aan doen? Is niks maar vir my nutteloos. Ek het die vakansie interessante gesprek gehad met 'n baie aangename man op 'n wildsplaas. En hy maak toe hierdie stelling. Dit gaan toe oor hierdie greenies wat eintlik besig is om nonsens aan te jaag. En hulle bewaar eintlik niks nie, hulle verwoes eintlik die hele proses. En hy maak hierdie stelling, hy sê, mense het verleer om self te dink. Hulle laat Facebook vir hulle dink en vir hulle opinies vorm. Stap 1, raadpleeg God se woord. Stap 2, oorweeg die omstandighede. Abraham het nie sy oë gesluit vir sy omstandighede nie. Hy het dit gefeis. In vers 19 sien ons dat Abraham die doodsheid in sy eie liggaam en die onvrugbaarheid, die doodsheid van Sara se moederskoop in aanmerking neem. Hy hardloop nie daarvoor weg nie. Hy ontken dit nie. Hy kyk daarna. Hy het die feite in die oë gekyk en hy het gesê, hier is die feite en hier is die belofte. Luister, geloof en hoop vra nie dat ons die feite van 'n situasie ontken of ignoreer nie. Dis nie ongeestelik nie, dis nie ongelowig nie om ons omstandighede raak te sien en te erken nie. Maar hy het nie sy omstandighede gesien en hoop verloor nie. Hy het aanbeweeg na stap 3 toe. Hy het aanbeweeg na die volgende kritieke stap in hierdie gedeelte. En dis stap 3, dink na oor God se krag. Ek sien die probleem, ek sien die siekte, ek sien die hopeloosheid, ek sien die krisis, ek sien die omstandighede. Nou dink ek na oor wie God is. Nou dink ek na oor God se karakter. Mylpale en rigtingwysers, oom Robert, dis die ding. Rig vir jou mylpale en rigtingwysers op. Bakens van God se goedheid. Hy het nie in geloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk, hoor mooi. Maar hy is in sy geloof versterk en hy het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Wanneer ons na Abraham se lewensverhaal kyk, dan sien ons, luister, selfs Abraham het oomblikke van twyfel, oomblikke van ongeloof, oomblikke van hooploosheid beleef, maar die deurlopende tema van Abraham se lewe was 'n lewe van geloof. Die patroon waar volgens Abraham gelewe het, was die patroon van geloof. Toe Abraham sy dooie liggaam en Sara se dooie moederskoot oorweeg het, het hy onthou wat God gesê het in vers 17, hy is die God wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Dis wat Romeine 4 vers 17 sê, is 'n God wat dinge roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Al kon Abraham nie die doodsheid in sy lewe lewend maak nie, God kon. Al kon Abraham nie die doodsheid in Sara se buik lewend maak nie, God kon. Joel Osteen het 'n boek geskryf waar hy sê, The Power of I Am. Hy sê, as ek sê I am smart, dan gaan ek slim word. As hy sê I am beautiful, as jy sê I am beautiful, dan gaan jy pragtig word. As jy sê I am rich, dan gaan jy rich word. Ons sing ons, and I will call those things that be not just as though they were. Die Bybel sê nie dit nie.
God will call those things that be not, just as though they were. Die Bybel leer dat Abraham in God se onfeilbare karakter, in God se beloftes geglo het, en dat dit die ding is wat sy lewe verander het. Dat dit die rede was dat hy hoopvol kon wees, want ek dien 'n God wat die onmoontlike kan roep, en 'n bestaan in kan roep. Abraham het nie hierdie ding beoefen van positiewe denke nie. Dis goed, dis goed, ons moet dit doen. Dis goeie ding in positiewe denke, dit kan jou aanspoor. Maar Abraham was nie net 'n optimis wat hierdie positiewe denke beoefen het nie. Hy het nie gereken, alright, ek gaan jou sê wat Sarah, ons is dood. Ou girl, hier gaan niks gebeur nie. Maar kom ek sê jou wat. Ons gaan elke dag bely, ek is swanger. Ek is swanger. Elke oggend dan kyk Sarah van die spieël en sê sy, Sarah, jy is swanger. En as Abraham al verbykom, dan sê hy, Sarah verwag. Halleluja. Dis nie wat Abraham gedoen het nie. Abraham het nie in homself of in die krag van sy eie woorde geglo nie. Hy het geglo in die krag van God se woorde. Dit is baie makliker om te glo in die krag van God se woorde. Wat my eie woorde kan woorde wees wat my ongeloof ook is. Hy het geglo in die krag van God wat alles kan doen wat nodig was om sy belofte waar te maak. Vierde punt, doen jou deel. Al het die geboorte van Isak plaasgevind deur God se bonatuurlike ingryping, moes Abraham en Sarah hulle deel doen. Die Bybel sê nie vir ons hoe daai deel gewerk nie, op 100 en whatever nie. Anders as met die verwekking van Jesus, het die geboorte van Isak deur die normale menslike prosesse van bevrugting plaasgevind. Abby moes hom bietjie skeer, bietjie aftershave aansit, maak vir Saartjie die kar se deur oop, vat haar bietjie spur toe, ensovoorts. En die dinge moes gebeur het. Hy moes ons soos 'n gentleman gedra het. Daar's twee belangrike dinge wat ons moet raak sien. 1, ons moet saamwerk met dit wat God reeds besig is om ons lewe te doen. Hierdie week was my so 'n wonderlike week. Want ewe skielik het ek iets raak gesien wat God besig is om my lewe te doen. Dit was amazing. Ek gaan jou nie vertel wat dit is nie. Jy sal dit later dalk weet. En al wat ek moet doen, ek moet saam met hom werk. Is nie great? So wonderlik. Die tweede ding, tree eers op nadat jy God se woord geraadpleeg het, nadat jy omstandighede oorweeg het en nadat jy oor God se krag gedink het. Ons vlieg dikwels weg. Ons kry 'n idee en dan sê ons, Here, seën asseblief hierdie plan van my. Ek het 'n slim plan gemaak, Here, bless asseblief hierdie plan. Here, werk saam met my. Dan gaan ons 'n goeie ding gedoen kry. Ons kyk weer na ons 3 voorbeelde. Wat as ek 'n gesondheidsprobleem het? Wat moet ek doen? Kan heel moontlik beteken jy moet dokter toe gaan, jy moet toetse neem, jy moet medikasie neem, jy moet behandeling ondergaan wat die dokter voorskryf. Dit kan sekere aanpassings in jou leefstyl beteken om saam met God te werk, om jou te genees, om jou liggaam te versorg. In sommige gevalle kan dit beteken ek aanvaar, daar's nie nou 'n bekende genesing vir hierdie toestand nie of 'n operasie nie. Ek gaan met die doring in my vlees saamleef soos Paulus en ek gaan my omstandighede gebruik om in elk geval tot eer van God te lewe. Waarvan as ek finansiële probleme het? Ek kan 'n paar goed daaraan doen. In die eerste plek moet ek miskien gehoorsaam wees aan God en doen wat die Bybel sê en God verheerlik deel sy deel te gee. Tweede punt, dalk moet ek 'n beter rentmeester wees en nie so baie gaan koop nie. Om te shop is nie terapie nie. Okay. Jy hoef nie elke dag iets te koop om beter te voel nie. Die derde plek, miskien moet ek my inkomste verhoog, miskien moet ek van werk verander, miskien moet ek 'n tweede werk kry, 'n deeltydse werk, miskien as ek nog nie werk het, moet ek dalk van my boude af opstaan en gaan werk. En saam met God werk, want om te werk is God se plan.
Daar's te veel ouens wat nie werk nie, omdat hulle nie wil werk nie. Wat van my huwelik? Dalk moet ek 'n afspraak maak met die beraader. Dalk moet ek eerder aan myself begin werk, om 'n beter man te wees, in plaas van om van my vrou te verwag, om 'n beter vrou te wees. Dis dinge wat ek kan doen. Aanhoudend sien ons dat die Bybel, en luister mooi, God kan enige iets doen sonder jou en my. He made the earth and all its fullness, sonder dat ek en jy daar was. Hy het ons nie nodig nie. In alle eerlikheid, hy kan enige iets doen sonder menslike insette, maar hy kies om saam met mense te werk, en dat hy ons uitnooi om deel te word van die proses wat hy reeds mee besig is in ons lewe. Wanneer jy saam met God werk, wanneer jy binne die grense van sy woord werk, sal jy hoop vir die toekoms hê. En luister, dis geloofwekkend, dis hoopwekkend, dis hoopvol wanneer jy saam met God werk, wanneer jy iets doen. Ek weet nie hoe 'n ou kan hoop hê wat niks doen nie. God het geweet, ons moet beweeg om hoop te hê. Toe sê hy, werk saam met my. Ou Ari Onassis, hy was 'n cool ou gewees, Ari Onassis. Hy het gesê, we must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in the high winds. Ek het vir jou in Afrikaans vertel, want hierdie hoop is 'n ander hoop. Ons moet ophou wens, dat die see gaan ophou golwe maak. Ons moet iets doen daaroor. We must sail the high winds. Jy raak nie hoopvol deur te wens, dinge verander nie. Jy raak hoopvol wanneer jy saam met God werk. Ek wil ook sê, jy raak nie hoopvol deur te wens dinge verander nie. Jy raak ook nie hoopvol wanneer jy jou eie planne moet maak nie. Jy raak hoopvol wanneer jy saam met God werk. Want dan is daar sukses. Ons kyk ons na maniere om Bybelse hoop te groei. Nee, die 5de punt is die laaste punt. Gee eer aan God. Hy het nie in ongeloof begin twyfel, dis vers 20, aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Die werkwoord versterk beteken met krag, om krag in te sit. Maar daar's iets anders wat baie interessant is weggesteek in die vers. Die frase, hy is in sy geloof versterk, is in die lydende vorm, nie in die bedrywende vorm nie. Dit beteken, Abraham het nie homself versterk nie. Iemand anders het hom versterk. God het hom versterk. Iemand doen dit aan hom. Iemand doen die versterking aan hom. Letterlik kan ons sê, dit beteken, maar sy geloof is deur God versterk. Wanneer ons ook al 'n situasie in die gesig staar wat hopeloos lyk. Onthou, hoop bou op die fondasie van geloof. Wanneer ek ook al 'n situasie face wat hopeloos lyk, dan is God in my lewe aan die werk om my geloof te versterk. Ek is selfs vir my geloof van God afhanklik. Ek is vir alles van hom afhanklik. Daarom het ek rede om hom te eer. Ons verheerlik die Here deur ons lofsange. Ek het vanmôre baie lekker die Here aanbid. Dit was so lekker geweest. Ons verheerlik die Here deur ons gebed, deur ons woorde. Ons verheerlik die Here deur ons getuienisse. Maar die grootste verheerliking kom deur jou lewe. 'n Lewe wat God behaag. Abraham het deur sy lewe, sy werke, sy dade, sy volkome vertroue en in God bewys en uit God daardeur verheerlik. Ek gaan afsluit. Watter omstandighede is daar in jou lewe wat sal moet verander? Waaroor voel jy hooploos? Nie hopeloos nie, hooploos. Ek het in die begin van die boodskap Billy Graham quoteer wat gesê het, God's mercy and grace give me hope for myself and for our world. Hy sê eintlik God se karakter maak dat ek kan hoop. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo
en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte van die Here. Ek het hoop vir my toekoms. Hoekom? We serve a great big wonderful God. We serve a great big wonderful God. A God who watches over us, cares for every one of us. A great big wonderful God. Ek het hoop vir my kinders. Ek het hoop dat hulle gelukkig getroud sal wees. Ek het hoop dat hulle oukei sal uitdraai. Ek het hoop dat hulle 'n goeie lewe sal lewe. Hoekom? Omdat ek hulle goed groot gemaak het? Nee. Ek kon baie beter gedoen het. But we serve a great, big, wonderful God. Ek wil gou net sommer so kantlyn aantekening. Pa en ma, moenie jouself so batter, so slaan oor die foute wat jy gemaak het toe jou kinders groot gemaak het nie. Okay, nie een van hulle het met 'n manual gekom wat vir hom of haar alleen geskryf is nie. Okay, jy het die beste gedoen wat jy kan. Ek het hoop vir my kinders, because we serve a great, big, wonderful God. Ek hoop vir my en Ria se versorging. Hoekom? We serve a great, big, wonderful God. Ek het hoop vir my gesondheid. Hoekom? We serve a great, big, wonderful God. Want my geloof in 'n onfeilbare en wonderlike en genadige en almagtige en kragtige God vorm die basis van my hoopvolle bestaan. Die 5 punte: 1. Raadpleeg God se woord. 2. Kyk jou omstandighede in die oë. 3. Dink na oor God se karakter. 4. Doen jou deel. 5. Verheerlik God deur jou lewe. Ek wil aan 'n aansteeklike toestand lei. Hoopvolheid. Hoopvolle mense is aansteeklik. Negatiewe mense is ook aansteeklik. Watch out. Maar hoopvolle mense is aansteeklik. Staan saam met my op. Halleluja.